Goeienaand vriende. Ek is bly om julle hier te sien vanaand by hierdie wonderlike geleentheid waar ons saam met die kerk oor die eeue kan nadink oor ons lewe, nadink oor ons sonde, ons plek in die lewe, ons roeping, waar ons die lydenstyd inlei. En mag die Here gee dat vanaand vir ons almal 'n diep geleentheid sal wees en dat dit sal bydra tot ons geestelike groei. Baie welkom ook aan mense van ander gemeentes wat vanaand hier is. Julle het vanaand hierheen gekom. Ons gaan begin met 'n lied. Ek wou dit nie aankondig nie, maar omdat ons dit nog nooit gesing het nie, wil ek dit maar net aankondig. Val in, dit is 'n baie maklike dingetjie. Jy sal hom gou optel en so gaan ons met verloop van tyd dit deel van ons liedereskat maak. Okay. Van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, soos dit was in die begin, nou is en altyd sal wees, wêreld sonder einde. Amen. Ons sing nou heilig, 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 staande.
kom met julle hele hart terug na my toe, vas, huil en treur, skeur julle harte, nie julle klere nie, kom terug na die Here julle God toe, hy is genadig en barmhartig, hy is lankmoedig en vol liefde. O Here, betoon tog medelee met die volk. Waarom moet daar onder die volke gevra word, waar is julle God? Vriende, met die Aswoensdag is daar 3 dinge wat ons wil beklemtoon. Die eerste is dat ons lewens kort is, dat ons afhanklik is van die Here, dat ons lewens broos is, dat ons van stof gemaak is en weer terugkeer na stof toe. Dit gedenk ons op 'n dag soos hierdie. Maar saam met dit, die feit dat die Here vir ons eerste lief gehad het, en dat die Here vir ons wat van stof gemaak is, oproep om aan hom en aan ons naaste toegewy te leef. Ons dink aan Matteus 7 waar die Here sê, alles wat julle wil hê dat mense vir julle moet doen, moet julle vir hulle doen. Ek wil nou vra dat ons oë sal toemaak en dat ons elkeen in stilte hierdie vraag beantwoord. Hoe ervaar jy God se liefde? Hoe ervaar jy God se liefde? Waar het jy dit hierdie week beleef? Ag, sommer vandag. Kom ons sing saam oor daardie liefde. Waar daar liefde is en deernis, waar daar liefde is, daar is God die Heer. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, waar daar liefde is en deernis, waar daar liefde is, daar is God die Heer. In die tweede plek is die Aswoensdag geleentheid ook 'n geleentheid om diep na te dink oor die lewe. Die lewe waarvan ons deel is en van ons eie plek in die lewe. En saam met dit ons roeping. Waartoe roep die Here vir ons in hierdie lewe? En wanneer ons dink aan ons roeping, dan is ons ook bewus daarvan dat ons baie keer sukkel om ons roeping uit te leef, dat ons baie keer struikel in die uitleef
van ons roeping. En daarom is dit 'n geleentheid om ook voor die Here te kom en ons skuld te bely. En ek dink nou aan die woorde in Psalm 51, waar Dawid sê, wees my genadig, o God, in u troue liefde. Wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. So weer 'n keer, kom ons sluit ons oë. En dan dink ons oor die vraag, hoe lyk jou sonde? Jou eie persoonlike, spesifieke sonde waarmee jy worstel. Hoe lyk dit? Hoe voel jy daaroor? Hoe laat dit jou voel? Maak dit jou skaam? Moedeloos? Dalk benoud? Hartseer? Kom na die Here toe en kom lê dit voor die Here neer. En ons doen dit met die sing van lied 130 oor sonde wat bly klewe.
'n derde element vanaand in hierdie Aswoensdagdiens is iets waaraan ons te min aandag gee, en dit is die impak van ons sondigheid op die Here se skepping. Die plek wat hy vir ons gegee het om in te leef, dit waaroor hy vir ons aangestel het, om mooi daarna te kyk, dit vir hom te bestuur. Dit is so, daar's korrupte hoë koppe, wat die wêreld waarin ons leef op 'n groot skaal verwoes. Daar's renosterhoringstropers, daar's perlemoenstropers, daar's brandstigters, hulle is almal daar. Maar dan is daar ook ons. Ons wat elke keer die skepping benadeel, wanneer ons plastiek gebruik, wanneer ons 'n kraan onnodig oopmaak, wanneer ons ligte onnodig laat brand, wanneer ons 'n bietjie gerief soek voor die ongerief, daar is ons besig om hierdie skepping uit te put. Paulus skryf in Romeine 8, ek weet verseker dat ons huidige lyding hoegenaamd nie vergelyk kan word met die heerlikheid waarmee God ons gaan verras nie. Die skepping smag na daardie dag wanneer God sy kinders openlik bekend sal stel. Want teen sy wil is die ganse skepping in 'n sinnelose kringloop van aftakeling vasgevang as gevolg van mense se ongehoorsaamheid. Die ganse skepping sien uit na die dag wanneer dit ook self van hierdie verganklikheid bevry sal word en deel sal kry aan die heerlike vryheid van God se kinders. Ons weet immers dat die ganse skepping nog steeds aan die kreun is, soos iemand met geboortepyne. So vriende, daarom huil ons vandag ook op Aswoensdag saam met die skepping oor hoe dinge op hierdie aarde lyk. Kom ons sug saam met die skepping by Lied 279. Kom ons sit nou net so in stilte en dan dink ons aan ons rol in hierdie skepping van die Here. Here, hoe gebroke is alles nie.
Daar is soveel wat stukkend is. Daar is soveel pyn. Daar is lyding, daar is ellende. En baie daarvan het ons veroorsaak op verskillende maniere. Ons kom met dit alles voor U. Ons kom sug voor U. Ons kom voor U met 'n lament op ons lippe. Hoor ons sug, o Heer. En gee ons vrede. Amen. Dis een van die tradisies van die lydenstyd dat ons deelneem daaraan deur een van twee goeders te doen of al twee. Om te besluit daar is iets wat ek in hierdie 40 dae tot by die Paasfees, tot by Goeie Vrydag, wat ek gaan prys gee. Iets wat vir my nogal moeilik gaan wees om prys te gee, om daarmee mee te leef met Jesus wat sy kruis gedra het. Nie om daarmee te sê ons 'n bietjie lyding is vergelykbaar met syne nie, maar iets wat ons die hele tyd herinner, wanneer ons lus is daarvoor, of hunker daarna, of uit gewoonte uit dit net wil gaan doen, dat ons vir onsself sê, maar ek doen dit nie in die tyd nie. Ek dink aan wat die Here vir my gedoen het. Dis die een ding, om iets te los. Die ander gebruik is om te besluit om iets nuuts te begin doen. Of iets wat jy al jare terug gedoen het en opgehou doen het, om dit weer te begin doen. 'n goeie gewoonte. Dit kan enige iets wees. Om te besluit, maar ek gaan dit in hierdie tyd doen. En daarmee gaan ek my navolgelingskap van Jesus elke dag uitleef. Nou dis nie iets waaroor mens nou hoef te dink nie, maar gaan dink daaroor en kyk in hoe mate jy wil meeleef daarmee in die tyd wat voor lê. En moedig mekaar aan. Sê vir mekaar, vasbyt. Sê vir mekaar, tel jou kruis op, neem jou kruis op en loop voort. Ons gaan nou sing by lied 239, die eerste en die derde vers, Jesus rots vir my geslaan. Ons gaan dit staande sing.
Goed, ons diakens kan vir ons die tafel kom gereed kry asseblief. Ons gaan nou die geleentheid kry om die nagmaal te gebruik. Die kinders wat hier is natuurlik almal baie welkom om dit saam te gebruik. Ons vier die liggaam van die Here wat gebreek is en sy bloed wat vir ons gevloei is, sodat ons as verloste mense kan lewe. Ons vier dit aan die begin van die lydenstyd, want die hele lydenstyd vier ons in die diepe besef dat ons klagtes en ons berou nie in die lug hang nie, maar dat dit gaan na die oor toe van die een wat die pad vir ons geloop het. Ons gaan na die gebruik van die nagmaal, gaan ons oor na die diens van die as toe, en dan na die diens van die as, aan die einde van die diens, ek sal vir u sê, dan sal die seën uitgespreek word. Julle sal sien op die skerm, ek sê vir julle, die seën van die Here, en dan sê julle dit weer terug ook. En dan loop ons in stilte uit. Ons praat nie met mekaar nie, ons loop in stilte en nadenke, terwyl Houtkruis gaan speel. As my 1 gram argument teen sy tonne waarheid praat, en my sentimeter sentiment sy ligjaar passiewe verlaat, en my 3 decibel gil teen sy donder fluister skree, dan word ek skielik stil, en my ongeloof gee mee, dan moet ek glo al roep die twyfel, dan moet ek glo al sê die sonde kom, al sou 1000 paaie uitroep, net een pad lei na hom, dan moet ek glo, dan moet ek glo, dan moet ek glo, dan moet ek glo. As my 1 emmer sonde in sy oseaan genade val, en my 5 krummels honger sy lewensbrood ontvang, en my 7 grade slimheid voor sy dwaasheid dom gaan staan, dan staan ek stom in stilheid, en ek hoor 'n Skepper praat, dan moet ek glo al roep die twyfel, dan moet ek glo al sê die sonde kom, al sou 1000 paaie uitroep, net een pad lei na hom, dan moet ek glo, dan moet ek glo, dan moet ek glo, dan moet ek glo. As my 10 traan doods depressie oor van Lazarus kom hy, en by my storm sterkte kwessie
slaap 'n redder in die skuil en my mees verdwaalde wegkruip word sy raak sien en kom haar, dan moet ek nederig opkyk na die outeur van my verhaal, dan moet ek glo al roep die twyfel, dan moet ek glo al sê die sonde kom, al sou 1000 paaie uitroep, net een pad lei na hom, dan moet ek glo, dan moet ek... Is enigiemand met die brood oorgeslaan? En met die wyn? Niemand. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die teken van die liggaam van die Here wat vir ons gebreek is. Eet dit, dink daaraan en glo dat dit vir jou gedoen is. Geliefdes, die beker met wyn wat ons met danksegging seën, is die teken van die bloed van die lam wat gevloei het as 'n volkome versoening vir al ons sondes. Neem dit, drink dit en glo dat dit vir jou is. Ons sit net so en dan sing ons as deel van ons lament, ons klaag, ons klagte voor die Here, ons klaaglied by lied 238 verse 3 tot 5. Heer, waar dan heen tot U alleen?
Vriende, ons kom nou by die diens van die as. Weer eens, ons doen dit in absolute stilte. Jy gaan in 2 rye kom, hier is 2 bedieningspunte. Ek gaan vir Elsona vra om vir my een van die punte te beman en ek die ander ene. Die diaken sal net so 'n bietjie aanduiding gee van wie volgende kan kom, dat ons nou nie op een hoop hierso nie. En vat dit rustig, as ek moet ons jaag nie. Elsona en ek sal vir die eerste persone 'n kruis maak, of op hulle voorkop, as hulle dit daar wil hê, of op jou dominante hand. Jy kan kies op watter hand jy dit wil hê. Die een om te sê my denke wil ek aan die Here wy, en die ander een om te sê my dade wil ek aan die Here wy. So wanneer ons die kruisteken maak, dan sê jy vir die volgende persoon vir wie jy dan nou die kruis maak, neem jou kruis op. Neem jou kruis op. Goed, Elsona. Jy sê maar hierso, en dan daar slappies as hulle net wil afvee. Goed vriende, julle kan maar, ons diakens kan maar net vir ons kom help hierso, en dan waar weer dit op jou hand. Ja, ek het nie vir jou gesê nie, neem jou kruis op. Linker of regter? Dominante hand.
Nou lied 278, hoor ons bid o Heer. Ons sing dit 2 keer en na die tweede keer sing ons die Amen ook saam. Ek sal dan ook, wanneer dit gesing is, sal ek die eerste lydenskers snuit op pad na Paasnaweek toe. Hoor ons bid o Heer, hoor ons bid o Heer, verhoor toch ons gebed en gee ons vrede. Hoor ons bid o Heer, hoor ons bid o Jesus se eerste kruiswoord was gewees: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Geliefdes, die Here is met julle.